Goeiemôre aan die almal. Welkom vanoggend hier by ons. Ek hoop dat dit vir almal 'n ervaring van troos en van God se genade sal wees om hier te wees en ook uit sy woord vertroos te word. Maar dit is besonder vir jou en vir jou kinders en jou kleinkinders en jou familie. Ek gaan nie begin name noem nie, want dan gaan ek iemand vergeet, maar ek wil besonder daarmee vir Dries en Annelie en Marseille en Hanu uit Nieu-Seeland sê, baie welkom by ons. Ek weet hulle is ook ingeskakel en ek hoop dat dit vir hulle ook 'n goeie ervaring sal wees so saam met ons. Kom ons begin dan vanoggend met die woorde van Psalm 121. Ek kyk op na die hemel, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra dat u staan vir ons eerste lied, dis lied 525, ons sing daar 3 verse. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend hierdie besondere oggend net kan stil word voor U. Here, waar ons besef dat in ons oomblikke van groot leed het ons U meer nodig as ooit. En Here, wat 'n wonderlike ontdekking om te weet en te ervaar dat dit juis in daardie oomblikke is wat U teenwoordig is. Wat U ons vashou en ons deurdra en vir ons die moed gee om die oomblik in die oë te kyk en dit te ervaar en te besef dat U is daar met U genade en U liefde en U sorg. Dankie Here dat ons vanoggend ook terug kan na U woord toe kan gaan en in hierdie woord vanoggend U stem kan hoor wat ons beloof dat U nooit ver is nie.
dat ons aan U kan vashou, en dat U in ons lewens wil wees, en dat U oë nie van ons al wegkyk nie, en dat U vir ons sorg, en dat U ons deurdra. Dankie Here dat ons vanoggend U woord so kan vertrou, en die Gees wat hier tussen ons is, om ons te begelei, en ons elkeen aan te spreek, en ons hier te laat uitgaan met die wete, ons kies om in U hande te wees en te bly. Dankie dat ons dit mag bid vanoggend, Here, dat U vir ons stilte gee, dat U vir ons 'n stukkie vrede gee, dat U ons troos en ons vashou, en dat U vir ons ook lig gee, sodat ons kan opkyk en môre kan sien. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Die laaste keer wat ek daar by Andrei was, en ek dink vir die dominee is dit muscle memory, nee? Maak ek die Bybel oop en ek maak hom om een plek oop, en dit is Psalm 23. En na die tyd praat ek en Marita, en ek besef toe hoe vreeslik belangrik Psalm 23 vir hulle ook is. En toe hulle vir my vra dat dit ons teks is vir vandag, toe was ek baie dankbaar. Want Psalm 23 het net so 'n manier om in 'n mens se lewe in te praat, en vir jou troos te bring. Kom ek lees dan vanoggend vir julle Psalm 23 in die 83 vertaling, met die opskrif Die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Die woord sê vir ons lees tot sover en ons hoor hierdie woorde, en dit word deel van ons, en ons gaan leef dit. Psalm 23 is seker een van die mees bekende, dalk een van die mees geleesde gedeeltes in die Bybel. Ek onthou die 53 vertaling, wat jy so aangryp as ek vir jou sê, jy gaan deur die dal van doodskade weer, maar nogtans sal jy veilig wees. Baie mense, ons toe ons klein was, moes dit uit ons kop uit kon opsê. En jy het veral dan, want ons het met die ou vertaling gewerk, voordat die nuwe vertaling gekom het, en jy het dit so leer ken. En die vraag is, broers en susters, hoekom is dit Psalm soos Psalm 23, die Here is my herder, wat sê ek kom niks kort nie? Hoekom is dit vir ons so belangrik? Hoekom beteken dit vir mense so baie? Waar lê die trefkrag van hierdie Psalm? Hoe is dit dat dit elkeen van ons kan aanspreek? Maak nie saak of ons 10 jaar oud is en of ons 80 jaar oud is nie. Vir elkeen van ons is daar iets in hierdie Psalm wat met jou praat en wat jou laat nadink. Miskien is dit omdat Dawid in die manier wat hy geskryf het, alhoewel hy 'n digter was, baie realisties na die wêreld gekyk het. Omdat hy sy eie persoonlike ervarings gevat het en daarmee gewerk het om iets te sê van wat hy van God beleef in sy lewe. Mens kan jou indink as 'n jong man wat daar op die vlaktes na die skape moes kyk, en hierdie skape se lewe en hulle welstand het afgehang van die keuses wat hy gemaak het en hoe hy opgetree het. En dat hy dit kon verbind daar in die oop veld met wat hy beleef in sy eie lewe van wat God vir hom beteken. En ons kan dit vandag oordra in ons lewens en dalk op 'n ander manier baie dieselfde sê oor dit wat Dawid hier vir ons gesê het. Psalm 23, as 'n mens dit so lees, kom jy agter,
Dit is die reis van jou lewe. Dit spreek die fasette van 'n mens se lewe aan. Dit is aangrypend om te hoor dat jy eintlik so deur jou eie lewe wandel met die woorde wat Dawid hier gesê het. Ons sien ons eie voorspoed, veiligheid, vrede in sy woorde. Maar ons hoor ook 'n stukkie van ons eie teëspoed en ons eie lyding en ons eie swaar kry in wat hy hier skryf. Ons proe die soet en die suur van die lewe, terwyl ons met hierdie woorde besig is. Ons ervaar in hierdie psalm ons eie pyn en ons eie verdriet en ons eie swaar kry. Maar ons hoor ook van ons eie vreugde en ons eie plesier en die vrede wat daar te vind is aan die tafel van die Here. Psalm 23 begin met hierdie aangrypende woorde, hierdie wonderlike plek, hierdie plek van vrede wat hy vir ons skets as hy sê, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Baie onlangs toe lees ek raak dat, ja, dis waar, 'n herder daar op die vlaktes in Israel het nie 'n hond gehad wat sy skape opgepas het nie. As 'n mens vandag in Lesotho gaan rondry, dan beleef jy iets van dit wat Dawid beleef het, nie? Met die skaapkrale wat uit klippe gebou is en hierdie herders wat op die snaakste plekke met sy skape beweeg. Daardie herder waarvan Dawid persoonlike kennis gedra het, hy was self een, het voor sy skape uitgeloop. Hulle het sy stem so goed geken dat hulle gegaan het waar hy was. En as hy geroep het, het hulle geluister en gekom. So hy kon hulle veilig hou, hy kon hulle by mekaar hou. En hy kon die gevare sien aankom en dan kon hy hulle beskerm. Hulle het hom so vertrou dat hulle geweet het, hy sal sy lewe gee om hulle te beskerm teen wilde diere of wat ook al na hulle kant toe kom. Maar in die nag het hy nie meer voor hulle geloop nie. In die nag het hy tussen hulle kom loop en het hulle al om hom beweeg en het hy hulle so by hom gehou en veilig gehou tot hulle op 'n plek gekom het waar hy met hulle tot rus kon kom. En daar het hy by hulle gebly, gereed om hulle te beskerm teen enigiets en alles wat op hulle sou afstorm. Dis die beeld wat Dawid in sy kop gehad het en wat ons vandag in ons eie koppe moet hê oor wat Dawid sê van hierdie God wat sy herder is. Dat hulle altyd geweet het, hulle is nie alleen nie. Ek weet julle dit ervaar, Rita, Annelies, julle, Anders, julle, het dit ervaar daar in André se kamer. Hierdie ervaring van dat ons nie alleen is nie. Ek weet julle beskryf dit ook so, maar vir my was dit nog altyd 'n ervaring van heilige God. Want op daardie oomblik, daar waar een mens worstel met lewe en dood, en ons net kan staan en kyk wat met hierdie proses gebeur. Daar is ons nie alleen nie, daar was hy nie alleen nie. Want God kies om ook daar te wees. So as daar ooit 'n plek is waar 'n mens hierdie woorde hoor echo, dan is dit juis in die oomblik waar jy op pad is om deur hierdie deur van die dood te gaan. Waar God na jou toe kom en saam met jou deur beweeg. Want hy beloof, jy is nie alleen nie. En ek lei jou na die waters waar daar vrede is. Psalm 23 bereik in sy 4de vers die laagtepunt, die plek van donker dieptes, die dal van doodskaduwee. Daardie plek waar 'n herder met sy skape sou beweeg en hy sou weet dat daar om elke hoek en draai 'n stukkie gevaar is en dat hy moet wakker wees en dat dit 'n baie gevaarlike plek is waar hulle beweeg. Ons assosieer dit met die moeilike oomblikke in ons lewens en ook met die oomblikke waar ons die dood in die oë kyk.
Dit is vir ons die dal van doodskare. Dit is vir ons die oomblik waar alles wegval. Die goed aan die buitekant beteken niks op daardie oomblik, want dit is jy, en dit is God, en dit is die gesprek tussen jou en God, en sy teenwoordigheid, en dis uiteindelik al wat saak maak. En dit is wat Dawid ook vir ons hier wil vertel, is dat in daardie oomblikke, waar jy die ergste goed in jou lewe in die oë kyk, ook die dood, is dit waar die Here juis teenwoordig is. En waar hy juis vir 'n mens begelei en met jou in gesprek is, en jou toevou in sy genade. Want die dood is die plek wat ons van alles stroop, ook van ons bestaan hier op aarde. Maar nou weet ons as Nuwe Testamenties gelowiges, dat dit nie die einde is nie. Baie meer as wat Dawid dit sou weet, of die ouens in die Ou Testament dit sou weet ons, dat die dood vir ons die deur geword het, waardeur ons beweeg, na die ewigheid, waarin ons reeds nou behoort. En daarom kan ons saam met Dawid sê, met meer oortuiging sê, al gaan ek deur hierdie donker dieptes, is ek nie bang nie. Ek hoef nie bang te wees nie, want die Gees van God is by my. En in God se hande is ek veilig. Kan ek vashou, kan ek vertrou, dat die goeie herder selfs in hierdie oomblikke, waar ek hierdie lewe agterlaat en die ewigheid ingaan, is hy teenwoordig om my te begelei. Ons kerkgemeenskap gebruik die voetspore van Christus as die beeld wat ons na buite toe wil uitsit. En ek sien altyd hierdie voetspore nie net hier op aarde waar ons dit kan volg nie. Ek sien dit ook voor daardie deur en deur daardie deur. Dat as jy daardeur beweeg, weet jy loop in die voetspore van die Here. Daarom kry mense in Johannes Evangelie en Johannes 10, dat daar waar Johannes Jesus die herder maak, sê hy vir ons baie duidelik, dat hierdie herder lê sy lewe af vir sy skape. En in die tyd waarin ons nou is, in lydingstyd verstaan ons dit baie goed. Sondag is Palm Sondag, waar Jesus Jerusalem ingegaan het. En daarna begin al die tragedie van dat hy gevange geneem word, en dat hy verhoor word, en dat hy onregverdig gekruisig word, dat hy sterf en dat hy opstaan. En dan weet ons dat hierdie goeie herder het sy lewe vir ons afgelê. Hy het vir ons die pad na die ewigheid en na sy koninkryk oopgemaak. Hy het sy voetspore vir ons daar gaan lê, sodat ons, wanneer ons in ons eie doodskade weer is, wanneer ons in ons eie donker dieptes is, kan weet, Jesus Christus het ook vir my oorwin, en ek oorwin in sy naam. En daarom kan ons oor ons lewens en ons sterwe, kan ons skryf, oorwinnaar in Christus. Oorwinnaar, omdat my goeie herder sy lewe vir my gegee het. God is die een wat vir ons hierdie pad oopmaak. En ek het dit al baie keer gesê en ek sal dit altyd weer sê, maar die kruis van die Here is die sleutel waarmee ons die koninkryk van God oopsluit. Daar's nie 'n ander sleutel nie. Dis die kruis, die offer van die Here, wat vir ons die geleentheid gee om deel te wees van God se huisgesin en van sy koninkryk en van die ewigheid. Daarom weet ons is nie alleen in die dood nie. Want die Here, wat reeds hierdie pad vir ons geloop het, is die een wat saam met ons daar is, en wat ons deurdra. En dan sê hierdie Psalm so mooi, sodat ons aan die tafel van die Here kan gaan aansit. Vir ons is dit 'n baie groter beeld as wat dit ooit vir Dawid was. Want ons kan hierdie tafel in die hemel, kan ons bedink, kan ons raak sien, kan ons ervaar. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan, sodat hy vir ons die deure van hierdie feesmaal kan oopmaak, en ons saam met God daar kan gaan aansit. Hy het uit die dood uit opgestaan, sodat ons vandag kan sê,
André het oorwin. Ons gaan oorwin. Ons leef in die naam van ons goeie herder, Jesus Christus die Here. Aan die ander kant hierdie donker diepte, is daar die lig van die ewigheid, waarna toe ons almal op pad is. En soos wat ons vandag hier sit, bely ons dat ons reeds daarvan deel is. Dat ons nie net hoor nie, maar dat ons weet, ons is deel daarvan. God het sy koninkryk en sy huise deure vir ons oopgesluit, sodat ons vandag met daardie oortuiging kan leef. As die Psalm dan vir ons sê, tot in lengte van dae sal ons in die huis van die Here woon, dan onthou ons ook die woorde van Johannes 14, waar Jesus gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En daardie belofte kan ons nou maar vandag elkeen dit vir onsself vat. Maak dit deel van hoe jy dink. Maak dit deel van hoe jy leef. Dat Jesus Christus gegaan het om vir ons plek gereed te maak het, en wanneer dit my tyd is, sal hy my kom haal, sodat ek kan wees waar hy is. Daaroor hoef ons geen twyfel te hê. Daaroor kan julle vandag hier sit, ja, julle hart is seer. Ja, André is nie meer hier by julle nie. Julle moet afskeid neem en julle moet die pad vorentoe vind sonder hom. Maar met die wete, daardie vertroosting, hy is waar ons hoop om te wees. Hy is in die teenwoordigheid van God. En ons is op pad soontoe, want ons is ook deel van daardie realiteit, al beleef ons dit nog nie ten volle nie. Dit is nog altyd waar die troos vir my lê. Ek het al baie tongenetjies gesê, ek sal nooit iemand probeer troos met hoe mooi die hemel is, en hoe blink en hoe oulik en wat ook al dit is nie. Want ek onthou in my eie rouproses was dit nie wat my getroos het nie. Iemand moes nie na my toe kom met mooi woordjies soos môre sal die son weer skyn nie, want dit beteken uiteindelik niks. Wat vir my wel 'n geweldige stuk troos gegee het en is ingesluit in Psalm 23 is die feit dat toe ek iemand vir wie ek baie lief was moes afstaan, staan ek daardie persoon aan die Here af. En dis vir hom verreweg die beste. Dit sê Paulus ook. As ek moet kies, weet ek nie. Ek wil hier bly want ek wil werk doen, maar ek wil juis ook by Christus wees, want dit is vir my verreweg die beste. En daarom, as ons vandag groet, al is dit seer en al is dit swaar, is dit met daardie stukkie vrede om te weet, ek het hom vir die Here gegee. Hy is waar hy moet wees. Daarom is Psalm 23 'n feespsalm. 'n Psalm van vertroue, 'n troospsalm. 'n Psalm wat praat oor die lewe en die dood. Oor al die seisoene van die lewe. En die waarheid wat oor hierdie psalm geskryf staan en wat oor ons lewens vandag geskryf staan, is dat ons altyd veilig sal wees in die hande van die Here. En dat ons net moet toelaat dat sy hande om ons is en saam met ons beweeg en ons begelei. Dat ons toelaat dat hy ons ook in ons donker dieptes troos, dat hy die pad saam met ons loop, dat hy sy lig vir ons gee en dat ons hom vertrou. Dat elke seisoen van my lewe behoort aan hom. Ook die laaste seisoen, voordat ek deur die deur gaan, die ewigheid in. Ek wil graag vir julle afsluit met Lina Spies se verwoording van hierdie psalm. Die Here is my herder en bewaarder. Ek kom niks kort nie. Daar is niks wat my ontbreek. In groene weiveld en by stille water laat hy my uitrus in 'n warre en dorre streek. Die steilte ken hy en die skerpste draaie. Hy rig my altyd op die regte paaie. Nie een sal u ooit van die skaap beroof. U is by my in diep en donker klowe. Wanneer ek afdwaal, haak die staf my nader. En met u stok
verdryf U die gevare. By U is ek beveilig en geborge. Bevry is ek van vrese en van sorge. U dek in my teenwoordigheid 'n tafel. My vyande kyk toe en staan verslaan. U vul my beker, voed my en verheug my. U goedheid volg my al my lewensdae. Ek ken U liefde en U gunsbetoning en blye leeftyd, Here, in U woning. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, dankie dat ons vanoggend diep getroos en stil voor U kan wees. Dankie Here dat ons elke keer opnuut beleef dat U woorde soos brood is wat ons siele voed, wat ons stil maak en wat vir ons 'n vrede gee wat ons nie hier op aarde vind nie. Dat ons kan ervaar, Here, dat U by ons teenwoordig is en bly. Dat ons vir mekaar kan bid en kan weet, wanneer ons hier uit mekaar gaan, is U ook by elkeen van ons. Kan ons U vertrou vir dit wat ons nodig het, vir dit wat ons vra, vir dit waaroor ons kwaad gaan word, vir al die gedeeltes van die proses waardeur 'n mens moet gaan as jy ry. Dat U nooit die rug op ons sal draai nie, al is ons moedeloos, al word ons kwaad, al wil ons vir U vra waarom al hierdie goed met ons moet gebeur. Here, dat U in die geduld en in die liefde ons nie verlaat nie. Dat U na ons kyk soos die kinders en met ons werk soos die kinders en vir ons versorg. Dankie Here dat ek vandag vir 'n familie kan bid wat 'n pa en 'n broer en 'n vriend verloor het. En dat ek kan bid Here dat U vir hulle die herinneringe soet sal maak. Dat hulle in hierdie wêreld sal ingaan met dit wat Hy ook vir hulle nagelaat het. Die woorde, die dade van liefde, sy teenwoordigheid. Dat hulle dit sal koester en by hulle hou. Dankie Here dat ek kan bid dat U vir hulle sal vertroos en dat U hulle sal versterk op hierdie pad wat hulle moet loop. Dat U self wat geweet het wat dit is om te rou, ook vir hulle sal bystaan in hulle proses. Baie dankie Here dat ons weet, U bring ons by waters waar daar is. U bring ons by plekke waar daar vir ons vrede is. Waar ons kan ervaar dat ons heel geword het. En dat U vir ons lewe in oorvloed gee. En so bid ek Here dat hierdie pad vir hulle ook sal lei tot by daardie stil waters, tot by die ervaring van oorvloed. Ek wil bid Here dat U woorde so saad sal wees wat in ons grondval en groei en sal vrug bring wat vir ons troos en wat vir ons nuwe lewe gee. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons sing 'n tweede lied, broers en susters, dis lied 519, daar 2 verse, en dan bly jy staan dat ek net die seën uitspreek oor u en dan sit jy vir die verdere verrigting asseblief. Ontvang nou die seën van die Here.
en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen. Ek gaan nou vra dat Kobus Rosanna voorkom en vir ons asseblief die bedankings doen. Kan ons gou eers die Huldeblyk kyk? Wil julle? Goed, ons kyk gou vir die Huldeblyk.
Toets aan. Graag lees ek die volgende bedankings namens Marita en die familie voor. Dominee Eloise, baie dankie nie net vir die pragtige roudiens vanoggend nie, maar ook vir al die liefde en die deernis waarmee Dominee en die gemeentelede vir Andre en Marita ondersteun het, die oproepe, die besoeke en die baie mooi boodskapies. Baie dankie aan die orgelis vir die pragtige musiek en begeleiding, verder dan ook aan die kosterpaar, Tasha en Jan, Michelle in die kerkkantoor en al die dames van die NHVS, dankie vir julle hulp vandag en ondersteuning met al die reëlings om vandag moontlik te maak. Dankie aan almal hier vandag wat die tyd en die reis ingesit het om die dag saam met ons deur te bring. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie spesifiek ook aan al die vriende van Zamia Palms vir julle inloopbesoeke, julle gesprekkies, julle algehele ondersteuning, sonder om iemand as prins uit te laat, maar in besonder baie dankie aan Derek en Lynn, Irene, Suzette, Ria en Jack, asook Zomia en Fred. 'n baie groot dankie aan Liesel Zeeman vir jou hulp met al die naweere krisisse, vinnige opnames, voorskrifte en raad wat ons van jou ontvang het. Asook vir Christie, Rykie Marie en Elrey Gerber, daar was menig male na hier op julle knoppies gedruk vir professionele raad en opinies. Baie dankie daarvoor. Dan dankie ook aan First Level Capital, Jan en jou julle span, nie net vir julle geduld en vrygewigheid om van Annelies die laaste paar weke te ondersteun en te bemoedig nie, maar haar die vryheid geleen het om te kon werk soos en wanneer sy wou, of kon om totaal en al bysaam te wees rondom haar Andre en Marita se omstandighede en hulle behoeftes. 'n besondere dankie aan al die familie vir julle oproepe, julle besoeke, omgee en veral in die laaste paar maande vir Kiloum, Jard en Maries wat vir Marita 'n besondere ondersteuning, as ook die gereelde besoeke van Gawie en Zalien, Nellis en Kitty en Willem wat ingevlieg het van die Kaaphof. Dan baie spesifiek ook vir Dries, Hanne en kinders, Marshall en Hanu, baie dankie vir julle liefde, julle gereelde bel en opvolg, groot gebede en bemoedigende boodskappe. Julle meelewing deur dit alles hier was baie naby gevoel. Dries, baie dankie vir jou moeite om jou besoek aan Pa in Februarie 'n werklikheid te maak. Fransjo en Marissa, julle tydige besoek deur julle vliegkaartjies te vervroeg, asook al julle vorige besoeke en dan julle baie groot insette, veral in hierdie laaste week, om alles gereël en gedoen te kry, het hierdie saak in totaliteit baie makliker en hanteerbaar gemaak. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. John Drey, Karla en Liesel, Johnny, dankie vir jou hulp met die kinders rondry, terwyl ek nie meer kon nie, maar ook die liefdevolle ure wat jy saam met hom deurgebring in die laaste paar dae, om hom gerus te stel, sodat hy nie alleen was nie. Dankie vir jou ondersteuning ook, Robin. Karla en Liesel, dankie vir julle geduld, julle liefde en tyd saam met oupa, maar ook die nagte en die middag wat julle sonder pappa en mamma gesit het, self vir julle kos gemaak het, huiswerk gedoen het en partykeer ook eers baie laat in die bed gekom het. Nou, dankie vir julle. Annelies, vir jou ongelooflike liefde, ondersteuning, tyd en deernis van die begin af. Nie net om te kom help nie, maar ook om oplossings te soek vir verder hulp en net aanhouding vertroosting te gee. Jy het dae, nagte, kilometers afgeleg om die pad saam met Pa te stap tot op die einde. En met die sagste en liefdevolle lewens bygestaan, versorg en vertroos. Ons is jou innig dankbaar. En daarvoor, en ons weet, hy is met baie vrede en 'n hart vol liefde na Jesus toe. Dankie. Kobus, ek gaan nou die voorbarig wees en vir jou ook dankie sê. Dankie vir alles wat jy gedoen het, vir die ruggraat wat jy was, en al die goed wat net eenvoudig in plek geval het. Baie dankie vir jou moeite ook. Annelies, julle, almal van julle, ek weet, Marita is in goeie hande. En dit gaan met haar goed gaan, want julle staan rondom haar soos 'n plek, nee, reg om haar reg op te hou. So, vir julle baie, baie dankie. Nellis, jy nou geleentheid om te kom praat.
Voordat ek my boodskap net gaan lees, ek het nou net gesit en dink, dominee op, is vandag 2 weke terug, wat jy ons op kom speel oor Andre, en dieselfde woorde, dieselfde Psalm 23 gelees, ek nog styf daar, waar ons my broer gestaan, en toe hulle later uitgaan, het ek my vir Andre gevra, en ek gehoor wat die dominee gesê het, toe sê ek my, ja, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy het spesifiek herhaal, en dit is 2 weke gelede, ek kom niks kort nie, so is my broer. Ek wil net, voordat ek begin net, spesifiek vir Kobus sê, jy het jouself nie bedank nie, en van Marita, van ons allemaal af, baie dankie, vir alles wat jy gedoen het. Vir al die jare, maar vir al die laaste ruk, in Pretoria, hoe jy hulle gehelp het. Andre het my swaar gekry, in COVID, sonder die sigaretjies. En jy wat gesorg het. Ek sê regtig vir jou, Annelies, baie dankie. Dankie dat jy ook Annelies ook toegelaat het. En vir alles wat jy gedoen het. Marita en Andre waardeer jy soos een eie kind. Ek gaan maar net lees wat ek hier geskryf het. Andre Estreise is gebore 31 Mei 1951, oorlede 14 Maart 2026, 74 jaar en 287 dae. Baie dankie Marita vir die voorreg om namens die broers ietsie te mag sê. Vandag staan ons saam met swaar harte om afskeid te neem van 'n geliefde broer. Iemand wat nie net deel was van 'n familie nie, maar van 'n diep en onbreekbare band tussen 4 broers met 'n ouderdomsverskil van 13 jaar. Tussen ons oudste boetie Alwie, ek as jongste, en ons ander boetie Willie. Willie is weer 7 jaar jonger as Andre, of Annie soos ons omgenoem het. Later toe sy klein kindertjies begin praat het, Johnny hulle, is hy op Annie genoem, vir Oupa Annie. En ons het ook so 'n groepie gestig, op Annie. En dit is ook dan later sy bynaam. Hy was die tweede oudste vir die broers, en het 'n besonderse plek ingeneem. Hy was 'n brug tussen oud en jong, 'n stille leier, en iemand op wie daar altyd staat gemaak word. Hy was daar in die groot oomblikke, maar ook in die klein alledaagse tye, wat uiteindelik die kosbaarste herinneringe word. Die 4 broers se verhouding was iets besonders, 'n band van loyaliteit, liefde en begrip, wat oor die jare gegroei en verdiep het. 'n Band wat nie maklik in woorde vasgevang kan word nie, maar wat diep in die hart gevoel word. Andre was konservatief, sonder dat mens kan sê dat hy bekramp was. Dis hy wat ons bilderboetjies berustig het, as ons soms 'n kragwoord Alwie of 'n grap vertel het. Maar vir my was hy uitstaande kenmerk dat hy absoluut konsekwent was in alle optrede, alle sake, besluite, handelde. My seun klein Willem, hy verwys na sy oom Andre as die een oom, die een keuse oom. Net so vir die statistieke, hy het net 1 vrou, Marita was op 1 hoërskool, al 4 ons broers was
dieselfde hoërskool. Andre het net een beroep gehad, vanaf 20-jarige student net na weermag, tot en met sy aftrede 45 jaar later. By een plek gewerk het, Pikke. Hy het net een huis gehad, die eerste huis wat hy gekoop het, was in Potchefstroom, dit was ons anker, almal wat in Potch gestudeer het, nie net die familie nie, maar ook ons vriende. Hy het net in die huis gebly, en die volgende huis wat hy gekoop het, was so 8 jaar gelede met hulle trek na Pretoria. Die verlies van sy afsterwe sny diep. Hy was vir ons as broers, ons gades en ons kinders. En baie van die neefies en almal waar die meeste die Pik gestudeer het, soveel meer as net familie. Hoeveel keer kon ons nie daar instap, net langs die 10 rand per weer, Retiefstraat 29, en daar instap, en daar is 'n hoendertjie, of 'n koffietjie, of 'n bier. Sy huis in Potch, 'n anker van veiligheid. Hy was 'n voorbeeld, 'n beskermer, 'n bron van wysheid en ondersteuning. Hy was 'n uitnemende akademikus, nooit daaroor geroem nie. BSc, honneurs, MSc en later 'n PhD in microbiologie. Ek het op 'n stadium sy CV gesien, al die navorsingswerke wat hy gepubliseer het, al die referate, wat hy wêreldwyd in Europa 'n paar keer aangebied het, wat hy oor die wêreldsuniversiteit heen gestuur het. Hy is absoluut 'n kenner op sy gebied. Iemand na wie opgekyk is, iemand wat kon raad gee, sonder om te oordeel. Iemand wie sy teenwoordigheid altyd 'n gevoel van veiligheid en behoort gebring het. Die soort broer wat nie vervang kan word nie. Die soort mens vir wie sy afwesigheid altyd gevoel sal word. Daar is nou 'n leemte wat nie gevul kan word nie. 'n stilte waar daar eens lag, geraak en gedeelde oomblikke was. Tog is daar ook dankbaarheid vir die tyd wat ons saam gehad het, vir die herinneringe wat gebou is, en vir die liefde wat nooit verlore sal gaan nie. Want hoewel sy lewe tot einde gekom het, leef dit voort in elke lewe wat hy aangeraak het. Ons het ook groot berusting dat hy heen gegaan het in die vrede met ons Skepper, die drie-enige God. So C.J. Langehoven gesê het, die dood is nie die einde nie, dit is net 'n oorgang. Mag hierdie woorde vir ons troos bring in hierdie tyd van rou. 'n herinnering dat al is hy nie meer fisies by ons nie, sy teenwoordigheid en invloed steeds voortleef in elkeen wat hom geken en liefgehad het. Ons hou vas aan die wete dat daar vrede is, 'n rusplek waar pyn en swaarkry nie meer bestaan nie. Ek lees 2 strofes uit 'n gedig van C.J. Langehoven. Vrede. Daar is 'n rusplek vir die moeges. Daar is vrede vir die hart, waar geen pyn of smart meer heers nie, en geen traan meer ooit sal smart. Daar waar liefde ewig lewe, waar geen skeiding ooit sal wees, daar vind ons die ware vrede. Daar is rus vir elke gees. Rus sag, geliefde boet. Het 'n besondere plek in hierdie wêreld gehad, en 'n nog groter plek in die harte van die wat jou lief het. Jy sal altyd vermis word, maar nooit vergeet word nie. Maar die my Pietma, innig en ewige dank vir jou, as 'n geliefde gade,
Namens die broers, baie dankie vir wat jy vir ons geliefde ou Annie vir die laaste 40, 50 jaar gedoen het. Ek dink ook vanoggend is ons nou pro julle huweliksaandenke 49, 50, 49. Julle besondere rol sien so voor baie dankie. Ons as broers, laat met ons ouers in 1984 na Potchefstroom te verhuis. André en Marita, dit was so goed vir hulle gewees, so met die versorging in die nag. My pa siek was in die stadium, en ek so na my ma gekyk, dat ek hier lewe af. Dankbaar vir wat julle ook vir ons ouers gedoen het. Vir die kinders, Anneliesie, Dol, is ek ook. Jy en Kobus baie dankie. François, Marissa, Fransie, dankie vir die energie wat jy almal van ons bring. Patricie en Annelie vir julle hulp, vir julle gebede. Ons weet hoe julle anker om die dag saam met ons visies te kon deel. Ek sê baie dankie. Annelies, jy en François, vra julle volgende asseblief. Dus nodig het ook nog maar niet lees. Geliefde familie en vrienden, achter elke goede man is daar 'n besonderse vrou. Vandag wil ek namens ons kinders en kleinkinders maar eer vir ons onvoorwaardelike liefde en toewyding aan pa en ook so deur ons almal deur die jare heen. Van ons kinders se baba daar, deur ons kleinkinders se baba daar, tot nou toe was niks nooit vir maar te veel onder jou eie kom nie. Maar jou lewe is vir ons mooi. Jou liefde is opreg en bodemloos. Ook vir jou skoonseun en skoondogters is jou liefde diep en wyd. Jy is een van die mees onselfsugtigste mense wat ons ken. Selfs deur moeilike tye hou jy eenvoudig aan om te glo te dien, al kos dit jou alles. Jy is nog altyd 'n ma en ouma vir soveel meer ander mense as net vir ons. Oral waar ons gaan, vriende en uitgebreide familie saamkom, trek jy warmte en jou menswees almal saam. Maar vir ons is jy die vrou van Spreuke 31. Jy is iemand wat ongelooflik hard werk en altyd goed doen waar jy kan. Pa het jou ten volle vertrou. Annes het ons 'n boodskap gestuur na laaste keer en gesê hoe mooi dit vir haar was om te sien hoe pa Johan heeltyd wil vashou en hoe mooi ma met pa gepraat, hoe mooi ma met pa en van pa gepraat het. Jy was verseker sy veilige plek, sy anker, sy troos. Baie dankie vir jou onselfsugtige diens aan pa en aan ons, al jou kinders en kleinkinders. Jy staan vroeg op en voorsien vir die huishouding, flink en vindingryk. Die huis gaan nou stil wees sonder pa, maar ons glo dit maak weer nuwe avonture sal ontwak en jou vreugde sal vind. Wanneer ma praat jy met wysheid. Die Engelse vertaling sê dit so mooi. And on her tongue is the law of kindness. Dit is soos ma is. Wanneer jy praat, is dit met wysheid. As ma raad en leiding gee, is dit met liefde. Jy het ons leer Bybel lees en bid. Dankie dat jy sonder ophou elke dag vir ons bid, ongeag waar in die wêreld onsself bevind. Jou gebede beskerm en bedek ons.
Jou innerlike toewyding aan 'n sterk geloof in ons Hemelse Vader is jou anker. En dit sal maar dra hierdie komende weke en maande. Baie dankie vir 'n gelukkige, sorgvrye kinderdag wat ons kon geniet het. Vir die onvoorwaardelike liefde wat ma aanhou gee deur die jare en afstand heen. Dit is ons gebed dat ma, so Spreuke 31, vrou geen kommer oor die toekoms sal hê nie. Ons hou maar naby ons in ons gedagtes en ons gebede. Al ons liefde vir altyd, jou kinders en kleinkinders. Ek hoop julle is allemaal gemaklik, want ek kan 'n boek skryf. Ek het net 3 bladsye geskryf. Okay. Hoe ongelooflik bevoorreg is ek nie om vandag hier te staan as die trotse dogter van 'n absolute legend nie. Paul Ann, of Pan, soos ons het genoem het. En daar wil ons vir jou dankie sê. Dankie dat jy ons held was. Dankie dat jy ons veilige plek was. En dankie dat jy ons fondasie was. Jy het ons 3 kinders grootgemaak en waarvan 2 nog al 'n handvol was. Maar ek gaan nou nie name nie. Met geloof en 'n liefde wat geen perke gehad het nie. Jy het nie net vir ons gesê nie, jy het jouself gegee, jou tyd, jou aandag en jou hart. Pannie was so lief vir ons 3 gewees, dat hy moes dokter toe gaan en 'n bietjie daar gaan lê en kalmeer oor die skuldgevoel wat hy gehad het toe Dries en Frans nou een oggend pak slaap moes kry. Dankie vir elke sportgeleentheid wat hy daar was. Hy was langs die rugbyveld, hy was langs die hockeyveld, hy was langs die netbalbaan, hy was langs die tennisbaan, hy was langs die atletiekbaan, hy was in die redenaarsaal, hy was in die koorsaal en hy was in die gimnastieksaal. Hy was oral. Hy was altyd daar, hy was ons grootste ondersteuner, hy was altyd trots op ons. Van jou hart is so groot en so sag. Nie baie mense sal 'n wildvreemde jong soldaat oplaai wat in die reën stilbou toe loop nie. Of toe Dries nie sy fietswiel reg gemaak het nie. En toe sê Fanny van my met skool toe stap, toe bars hy binne darm. Fanny het so sleg gevoel, nie een van ons het ooit 'n fiets gery of skool toe gestap nie. Hy was nooit te ernstig nie. Hy was altyd tyd vir 'n grappie of altyd tyd vir 'n episode van Onkie Snort nie. Ons gunsteling sê ding tussen ons 3 kinders was, slaan hom pa, want hy's ook maar lekker stupid. En dan het ons net beantwoord met 'n glimlag. Fanny, let's face it, jy kon nooit regtig van ons woord wees nie. Dankie vir die diere wat julle by ons oorgeneem het as ons nie kans gesien het nie. En hulle dan veilig na ons spesiale plaas toe gevat het. Fanny was lief vir familie, saamwees, kosmaak, tuin maak, die son en die see. Hy was so lief vir die son dat sy vel altyd iets wat bruiner was as die res van ons. Soveel so dat Julie van gevra het of hy 'n breinbaba was. En hy was lief vir braai, Vrydag, Saterdag en Sondag. En ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Sissie, wie eet spaghetti bolognese op 'n Vrydag aand? Ons gaan braai. Dankie vir elke Saterdag wat jy iets meer as 'n braai verander het. Jy het dit verander in rustigheid en in vrede. Fanny leef voort in ons harte, in al die herinneringe en in sy resepties. Curry eiers en dan die meesterstuk. Ingelegde curry, hoenderbraai, knoffelbrood en aardappelslaai. Was ongetwyfeld te wenner vir almal wat die voorreg gehad het om langs sy tafel te sit. Dankie vir al die lag deur die jare en dankie vir die sêgoed. Ons het gister laas geëet en môre is die 3de dag. En dit is altyd lekker as jou pa jou voorstel aan iemand anders as jou skoonseun se vrou. Vir die stories wat ons altyd sal vertel. En dankie vir die oomblikke wat net jy kon sê. Toe hy een laat Saterdagmiddag aan my Frans se vinger met 'n snyk afgesny. Dit het gesorg vir lekker opwinding. Dankie vir daardie laat nagte wat jy by die kombuistafel sit en wag het vir ons tot jy weet watter tyd in die oggend. Dankie dat jy die kar in die garage kon intrek het en agter ons die deur gesluit het as ons nie kom nie. Dankie dat ek en jy 4 jaar lank elke middag in die dorp kon sit en 'n bier drink. Dankie dat jy altyd daar was, selfs wanneer ons dit nie verdien het nie. En hier sê John, ou Pannie was 'n lekker ou. Pannie, jy was 'n lekker pa, jy was 'n goeie pa en jy was die beste pa. Dankie vir die huis wat jy en Marieke vir ons geskep het. Dit was 'n veilige plek, dit was 'n rustige en liefdevolle plek. Dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons gewys het van hoe 'n man sy vrou moet liefhê. Die manier waarop jy ons maakie behandel het met liefde en respek en deernis.
Jy het vir ons gewys hoe liefde lyk en dit is 'n geskenk wat ons altyd sal dra. Dankie dat jy so 'n ongelooflike ou Pannie vir jou kleinkinders was, vir die liefde en die veiligheid wat jy vir hulle gegee het. Vir al die grappies wat ons saam gemaak het. En ons lag nog baie lekker vir die woorde. Wat wil oupa Annie eet? Suiwer die skam. Jy was hulle sagte lande. Ons kinders treur saam met jou, oor jou sal jy nooit vergeet nie. Ons in hulle hartseer is 'n bewys dat ons jou innig lief het en altyd sal hê. Dankie dat jy ons kalmte was, die sterk een en die een wat ons gedra het. Hy was die gom, Pannie was ons gom. Dankie dat jy gebly het, selfs wanneer dinge moeilik was. Dankie dat jy ons geleer het net om asem te haal. Dankie dat jy ons geleer het, vrede is beter as verklein. En dankie dat jy ons geleer het, om buite die boks te dink en te leef, sonder perke en sonder vrese. Dankie dat jy in ons leef. Wie ons is oor en oor jy. As ek aan Dries dink, hy is die rots, hy is die sterk een, hy is die bedryfbare een, en dit is jy. As ek aan Fransie dink, hy is vol grappies, hy is die lewe van die paartjie, hy is liefdevol en hy is vrygewig, en dit is jy. Dankie vir jou lewe en dankie vir jou liefde. Ons sal elke oomblik wat ons saam gehad het, soos goud in ons harte bewaar. Vir altyd dankbaar. Sy stem is nou stil en die huis is leeg. En ons verlang om saam met hom te lag en saam met hom te droom. Maar die Here het gekom en hy het een van sy mooiste blomme kom pluk. Pannie, mag hy kaalvoet op die voorstoep met jou dans. En mag hy saam met jou die see inhardloop. En mag hy 'n makwalandse blomme plant in jou tuin. Ons weet jou naam is nou geïnk in die dagboek van die hemel. Resap ons daaraan en weet jy is geliefd. En die laaste ding is, Pannie steek so lank die vuur aan, want ons is op pad. Ons staan nie deesdae meer langs 'n graf en neem so afskeid nie. So ons het besluit ons gaan vir julle geleentheid gee. Elkeen wat graag wil, kan verbykom en van hierdie blomblare net hier by sy foto Mariekesie sit om afskeid te neem. Gee my net 'n geleentheid om dit so in te lei met die gewone woorde wat ons gebruik om dit in te lei. En dan is ek klaar gepraat het, Michelle sê welkom om weer die huldeblyk aan te sit. En dan soos wat die verkies gee net die familie eerste kans, dat hulle verbykom, en dan kan jy baie rustig verbygaan. As jy dan bietjie later gereed is, stap gerus uit, daar in die saal, wag daar vir die verversings, en ek het al deur die tyd geleer, is 'n baie goeie tyd om tyd met mekaar te gaan spandeer. So rondom die tafel en kuier lekker saam met mekaar. Waar ons nou afskeid neem van Andrei, hoef ons nie wanhoopig te wees nie, want Jesus Christus self het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Amen. Ek gee vir die gebed.